En ek lees vers 12 en vers 13 vir ons. As ek oop is daar, dan kan ek vir my laat weet deur te sê amen. Ok. Ons lees as volg. Ek lees uit die 33-53 vertaling. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En ek het 'n stem met die hemel aan my hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Mag Jesus 'n spesiale seën op sy woord plaas vanoggend. Goeiemôre Nylstroom, gaan dit goed? Ek weet nou nie, moet ek hier staan of moet ek nou rond beweeg nie? Ek het nou nie idee wat ek dink. O, jene, nou is ek in die moeilikheid. Nou sê hulle ek gedra my wan. Altyd, nee. Glad nie. Ok. Ja, mens voel so verhewe daar. Ek weet nie of ek so verhewe moet voel nie. So gaan dit met julle? Fantasties. Dit gaan goed. Dit gaan goed te midde van die aanslag, né? Te midde van alles wat mens moet trotseer daagliks in jou lewe. Gaan dit goed. Want ons bring so graag die tyding. 'n loflied van bevryding. 'n lied van die liefde van die Here. Maar as ons nou nie vir mekaar moet jok nie, dan gaan ons ook sê, dit gaan nie altyd so goed nie. Baie uitdagings. Wie van julle voel, dat die koms van die Here moet naby wees? Ons het nou vanoggend die hele uur daaroor gepraat. Maar nou wil ek hier bemoedig, vir daardie laaste pylvak. Ek is mal oor die Comrades. Ek hardloop dit nie graag nie, maar ek kyk dit verskriklik graag. Het julle al gesien, het Werner net gevra, hoekom nie? Die petrolprys is nog nie so duur nie. Maar vir my gaan dit nie oor die hoofseun en die hoofmeisie wat dit in 4 ure of 5 ure klaarmaak nie. Vir my gaan dit oor daardie deursettingsvermoë van diegene wat nie so begaafd is nie. Diegene wat nie professionele atlete is nie. Wat gaan in hulle rol vertolk, wat dit ook al mag wees in die samelewing. En dan, as hulle by die huis kom, vat hulle die pad en hulle hardloop. Vroeg in die oggend hardloop hulle, Sondag, wanneer ook al, sit hulle die ure in. Hulle kan nie dieselfde tyd as die professionele atleet insit nie. Hulle nie dieselfde vermoë nie. Maar hulle daag op vir dieselfde wedloop. Maar hulle daag nog steeds op voorbereid en vol geloof. Miskien mik hulle vir 'n silwermedalje. Miskien mik hulle vir die bronsmedalje. Klaarmaak wil hulle klaarmaak. Nou weet ek, hulle praat van die bus. Dis blykbaar ouens wat hardloop met so sakkie op hulle rug, het hulle 'n lang vlaggie, amper soos 'n trailer, né? Lang vlaggie en op die vlaggie is daar 'n nommer. En daardie nommer beteken, as jy die Comrades in 8 ure wil hardloop, bly op die bus. Hierdie ou gaan dit doen in 8 ure. As hy stop vir 'n piesang, stop jy vir 'n piesang. As hy stop vir 'n stukkie deepiet op die kuite, stop vir 'n stukkie deepiet. As hy stap, stap. Bly net by hom. 8 ure. Hier is nie 9 ure bus. Ek weet nie, hardloop hulle 10 ure. Ek hoop nie, want dan moet ons vir hulle pille ook begin voorskryf. Maar daar is verskillende busse. En al wat dit sê is, wil jy klaarmaak, bly hier. Sommige mense bly by daardie voorhardlopers.
Ander probeer dit op hulle eie krag maak. Maar dit is vir my lekker om te sien hoe daai mense daar inkom. Partykeer, as hulle daardie stadium inkom, kan hulle nie meer nie. Sommige van hulle kruip oor die wenstreep. Ander, en dis waarvan ek hou, word oor daardie wenstreep gedra deur iemand wat hulle nog nooit van tevore leer ken het nie. Wat maak dat daardie persoon wat selfs op is, né? Hy is nie asof hy nou net die laaste 10 meter begin hardloop het nie. Hy het ook die ander 88 km al agter die rug. Wat maak dit dat daardie persoon homself in 'n posisie plaas wat hy daardie persoon, die ander wildvreemde persoon. En ek herinner julle 88 km nou net agter die rug. Daai ouens ryk na sweet. Ek weet nie of die sweet wat hulle sweet nog enigstens na sweet ryk nie. ek weet nie wat, maar is 'n nat lyf. Dis 'n nat gesweete lyf wat jy optel en sy arm om jou skouer gooi en hom of haar aanhelp. Wat is dit? Wat is dit dat 'n persoon dit sal doen? Kan dit moontlik wees dat daardie persoon verstaan waardeur daardie ander persoon gaan? Hulle was saam in dieselfde wedloop, saam in dieselfde stryd gewees. En hy kan nie vir homself dink hoe daardie persoon nie daardie bronsmedalje kan kry net voordat daar die skoot afgaan en die genade deur toe gaan nie. Dis wat dit moet wees. 'n Saak van broederliefde en van omgee. So is dit dat in Genesis 1 vers 26 die godheid eendag van hulle stoel af opstaan. Hulle sê, kom laat ons gaan en mense na ons beeld maak, na ons gelykenis. En so gaan God en anders as die res van die skepping sak die Here daar op sy knieë in die stofbaadjies van Eden neer. En daar in die klei begin hy 'n wese te vorm. En toe hy die wese klaar gevorm het, toe gaan hy en hy blaas die asem van die lewe in daardie kleistuk in. En die Bybel sê, op daardie oomblik het Adam 'n lewende siel geword. En die eerste ding wat Adam toe sien, toe hy sy oë oopmaak, is die wonderlike liefde van sy skepper God, wat in sy oë instaar. En wat die Here sien, is die ras, die mensdom, wat die oorsaak sou wees, dat die Godheid self op die kruis sy lewe moet gaan neergee. Maar ten spyte van dit, skape God die mens uit die liefde van sy hart. En hy vat daar die mens en die woord sê, die Here het 'n spesifieke plek vir hom reg gekry, Eden. En hy plaas hom daar binne en hy sê, Adam, hier is jou plekkie. Hierdie moet jy bewerk en bewaak, ek vertrou dit aan jou toe. En skielik sien Adam, hy is nie alleen nie. Klomp sulke ander goeders met horings wat rondloop, en sommige slurpe, en ons goed wat wemel in die water. En die Here sê, so terloops, jou eerste werk is, gee hulle name. En ek kan sien hoe hy sy kampvuurtjie reg kry, en hy het sy kampstoel wat hy daar die trailer uithaal, en hy pak hom daar neer, en hy het 'n vuurtjie, en hy het klipbord, miskien het hy 'n iPad gehad, I don't know. Maar hy het iets waarmee hy aantekening kan maak. Miskien skets hy hulle. Kyk, hierdie ou lyk so, kom ons noem hom olifant. En hy gaan en hy werk en ek kan sien hoe die Here in die verte staan en dit geniet. Maar doelbewus gee die Here vir Adam daardie opdrag tweedelig. Eerstens dat Adam moet besef, maar luister hier,
Ek is deel van die skepping. En dit is my God. Dit is ons skepper God. En tweedens, moes daar 'n behoefte in homself ontwaak het. Die Here wou nie vir hom sê, hoor hierso Diwan, jy het 'n maatjie nodig nie. Dit is hoe dit is, ek gaan vir jou ene gee nie. Die Here wou hê, Adam moes self daardie behoefte ontwikkel. En skielik is hierdie job nou nie meer so lekker vir Adam nie. En daai emosie ontwikkel binne hom en hy sê, 2, 2, 2, 1. Die wiskunde is nie lekker hier nie. Iets is kort hierso. Kan ek hulp kry? Die Here sê, kom. Eerste ou in teater. Eerste operasie. Jip vervang. Die Here bring 'n diepe slaap, sê die woord oor Adam. En reg daar uit sy sy uit, haal hy gebeente in. Weereens vorm die Here daardie man in, na sy beeld. En hy blaas die asem van die lewe in haar neusgat aan, dan sê die woord, en die Here het haar na Adam toe gebring, en het ons love at first sight. Dit is nie wat die Bybel sê nie, maar ek kan net imagine. Die mooiste vrou wat ooit op hierdie planeet gewandel het. Die perfekste vrou. Bring hy na Adam toe, en Adam maak sy oë oop en hy sê, uiteindelik, vlees van my vlees, been van my gebeente. Een wat by my hoort. In daardie skepingsweek plaas die Here 2 blessings. Die Engelse mense praat van blessings. 2 seëninge op 2 instansies binne die skepingsweek. Wie weet wat is die 2 blessings, die 2 seëninge van die skepingsweek? Huwelik in die Sabbat. Verhouding en die Sabbat. En die Sabbat is ook 'n verhouding, is dit nie? So die Here plaas 'n spesifieke seën op Adam en Eva. En hy sê, gaan en vermeerder. Vul die aarde. Ja Here, vul die aarde met wat? Met my heerlikheid. Onthou, julle is in my beeld geskape. So wanneer julle gaan om die aarde te vul dit met my heerlikheid. Maar julle gaan dit nie reg kry nie. Tot seker iets gebeur het nie. Here, wat kan dit wees? Wag tot die son sak. Wag totdat die son sak vandag. En daardie son sak op daardie eerste 6 dae van die skepping. En daar staan die Here en hy sê, hierdie is die 7de dag. Hierdie is die dag wat ek vir die ewigheid op sy gesit het. Hierdie dag is vir julle gemaak. Sodat in my teenwoordigheid vandag daar 'n dubbele porsie seën sal hê, sodat julle vernuwe sal word en julle karakters daardeur verander sal word. En hy sê, nou weet julle, hoe gaan vul julle die aarde? Is julle met my? And they all lived happily ever after, right? Op een dag is daar 'n behoefte in Eva se hart om haar man se sy te verlaat, nadat die Here gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. En sy wandel af en lo and behold, in die ertjieboom vind sy hierdie beeldskone geskape wese wat begin om met haar gesprek te voer. En sy, net soos ons by 'n pet shop, kom aan, weet nou as daar 'n papegaai is wat staan en praat, nie na hom toe geloop en dan probeer hy nou 'n gesprek met die papegaai voer, asof hy nou pragtig 'n gesprek kan voer nie. Sy gaan, maar hierdie was nie 'n papegaai nie. Hierdie was 'n uitgeslaapte wese. En hy kom en hy sê, ek weet wat's in jou hart, Eva. Ek weet wat's in jou hart. Jy wil net soos ek, net soos God wees.
Daarom gaan ek gou 'n bietjie die beloftes van die Here vertraai. Dan gaan sy woorde net so bietjie verander, sodat daar twyfel in jou hart is. En toe daar die twyfel kom, sê hy vir hom, moenie die Here glo nie. Want die Here wil iets van jou weghou, wat jou eintlik toekom. Maar as jy hierdie ertjie vat, sal jou oë oopgaan. En jy sal soos God wees. Nou wil ek jy vandag vra, is dit die waarheid? Die waarheid is dat ons wel nou goed en kwaad ken. Maar ek wil my verstout om te sê dat die mensdom vandag bitter min goed ken. Ons ken meer kwaad as wat ons goed ken. Om die waarheid te sê, ja, dit moet ek nie sê nie, daarvoor gaan 'n moeilikheid kom. Ek is seker daar's baie mense wat net kwaad ken. Wat geen goed kan onderskei nie. Ek dink daar's tronkgeboue wat so getuig daarvan. Mense wat net kwaad ken. En ons is toe nie God nie. Maar die Here het 'n plan en hy kom daar in Genesis 3 vers 5 en hy sê, vir Eva, daar gaan 'n beloofde saad kom, wat uit jou nageslag sal voortkom. Die hoop van alle hoop. Maar as gevolg van wat hier gebeur het, gaan jou behoefte na jou man wees. En swangerskap gaan 'n breeze wees. Gaan vir jou lekker wees, maklik. Kinders is maklik. Alles. Nee, hy sê, met moeite en met groot pyn sal jy kinders voortbring. En jou verlange sal na jou man wees. Vir Adam gaan hy en hy sê, van nou af gaan die werk nie so maklik wees. As jy wil eet, gaan jy werk. En al die werk gaan sweet voortbring. En elke keer wanneer jy gaan sit om te eet, gaan jy eet in die sweet van jou aangesig. En die beeld waarin God hulle geskape het, begin al hoe dowwer en dowwer en dowwer en dowwer in die mensdom word. So erg, dat 2000 jaar terug, dit amper onmoontlik was, selfs vir die mense binne die kerk, om te verkondig wie God is. En so kom daar die beloofde saad, en hy kom wandel vir 33 jaar, op die strate van die antieke wêreld, vir 3,5 jaar, aktief betrokke in die openbaring van wie God is, en daarom is dit die grootste openbaring van wie God is. Ons kan nie God verstaan as ons nie die lewe van Jesus Christus gaan bestudeer nie. En dan kom Paulus en hy skryf in Kolossense 1 vers 15 en hy sê, dit is die beeld van God. Dit is waarmee die aarde gevul moes wees. En nou is ons by jou en my. Reg hier aan die einde, net voor Jesus se wederkoms. Ek nooi my Bybels oop te maak, daar by Openbaring 14. Hier is jou en my lewe. En jy onthou, hoeveel seëninge was daar in Genesis gewees? Die huwelik en die Sabbat. En hier is dit, in 'n tyd van die wêreldse geskiedenis. Miskien moet ek begin daar in vers 9 van Openbaring 14. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskenk is in die beker van sy toorn. En hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier in sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Dis waar die wêreld is. Elke oggend word ons wakker, en daar is 'n boom voor ons. 2 bome. Daar is 'n keuse.
Ek kan elke oggend kies om na die boom van die lewe toe te gaan. Of ek kan kies om na die stem van die vyand te luister. Ek kan kies, wil ek soos God wees, of wil ek in die beeld van God wees. Maar reg voor die einde van hierdie wêreldse geskiedenis, gaan daardie boom van die vyand so groot wees. Laat meeste mense daagliks na daardie boom toe gaan en weier om na die boom van die lewe toe te gaan. Almal gaan wil God wees. Die hele wêreld gaan vrot wees. Gaan deurtrek word deur misleiding. Maar daar is 'n belofte van God wat vas staan. 'n Belofte wat ons vanoggend in deugde bespreek het van sy wederkoms. Daardie belofte word nie net gekenmerk aan God wat weer kom nie. Die klimaks van daardie belofte is, wanneer hy weer kom, is dit 'n einde. 'n Einde aan die boom van goed en kwaad. Dis 'n einde aan die stem van die vyand. Dis 'n begin, 'n nuwe begin, vir die wat elke dag gegaan het na die boom van die lewe. Wat doelbewus die keuse gemaak het, ek wil nie in my hart soos God wees nie, maar ek wil in die beeld van God wees. Ek wil in sy voetspore wandel. Hier is hulle. Vers 12. Hier kom die hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Twee dinge wat hulle doen. Wat doen hulle? Hier is hulle, wat die gebooie van God bewaar. Wanneer bewaar mens iets? Wanneer dit kosbaar is, maar dis ook onder of ander attack. Is dit nie so nie? So reg voor die koms van die Here gaan daar 'n groep mense wees wat agterkom en kan raak sien dat hierdie klomp wat elke dag na die boom van goed en kwaad toe gaan, wat graag soos God wil wees, 'n aanval het op wat? Op dit wat God verteenwoordig. Sy 10 gebooie, sien ons dit vandag? Kom aan, ek seker hier in Nylstroom, kom aan, is platteland. Dis baie beter as daar in Pretoria. Is dit, kan nie wees nie. Kan nie wees. Hier is nie diefstal nie. Hier is geen egbreek hier nie. Moord? Kan nie. Ons ry so in en alles is so rustig, almal is so kalm hier in die dorp. Kan nie wees nie. Hier is niemand wat die Here se naam uitelik misbruik nie. Hier is niemand wat ander afgode het nie. Reg aan die einde van tyd gaan daar mense wees wat by die boom van die lewe staan. Daagliks. Wat alles in hulle vermoë gaan doen om die gebooie te bewaar. Hoe doen hulle dit? Sit hulle palissades op? Is dit 'n muur, electric fencing? 'n lewe van leidsaamheid, van gehoorsaamheid. Waar daar 'n ou vir my vrou oogies maak, en sy kyk ander pad. Wanneer jy die geleentheid het, om jy hand in die til te sit, maar jy doen nie, want is teenstrydig met jou karakter. Wanneer niks belangriker is, as om neer te buig, in erkenning dat God jou Heer is nie. Maar daar is 'n tweede ding wat hulle doen. Wat is dit? Hulle hierdie geloof in Jesus bewaar. Weereens is daai woordjie bewaar. En daai vertaling is, ek gaan nie sê is verkeerd nie, die vertaling kan twee kante toe gaan. So dit kan of geloof in Jesus wees, of geloof van Jesus.
Ek wil my verstout om te sê dit moet wees van Jesus. Wat is die verskil? Geloof in Jesus red ons. Hierdie mense is klaar gered. Hulle het reeds die geloof in Jesus gehad. Die geloof van Jesus is as volg. Onthou, waarmee vul ons die aarde? Jesus en God se heerlikheid. Die geloof wat Jesus gehad het, toe hy hierdie aarde bewandel het, is as volg. Dit was 'n afgesonderde lewe vir God. Ek en jy is geroep tot 'n afgesonderde lewe tot God. Vanoggend het ek vir julle gevra, hoe belangrik is die wederkoms vir ons? Hoe opgewonde is ons daaroor? Hoe graag deel ons dit met ander? Is dit, wanneer ons opstaan, die eerste ding op ons gedagtes? Is dit ons fokus van ons dag? Of is ons fokus, how am I gonna survive? Hoe gaan ek deur hierdie dag kom? Die geloof van Jesus is 'n onwankbare geloof in die woord van God. Jesus het in elke belofte van sy Vader geglo. Met alles wat hy gehad het. Net voor Jesus se koms gaan daar 'n groep mense wees wat elke belofte in die woord van God gaan glo. Hierdie boek wat ek in my hand vashou. Dink julle dit is 'n gesogte boek in die wêreld vandag? Dis 'n verwerpte boek. Yes, verseker. Daar's mense vir wie dit alles is. Daar is mense in China wat vashou daaraan. As hulle 'n stukkie kry, dan memoriseer hulle dit, want hulle weet een of ander tyd gaan hulle in die tronk gegooi word daarvoor of dit gaan van hulle weggeneem word. Maar die res van die wêreld sê, myte op myte op myte. Matteus 20 vers 28 sê as volg, as ek daar kan kom, gaan ek vir julle lees. Matteus 20 vers 28. Jesus was nie besorg oor sy eie lewe nie. En net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien. En sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Broeders en susters, ek en jy word geroep, wanneer ons die geloof, dieselfde geloof wat Jesus gehad het in sy Vader, word ons geroep tot die feit dat ek en jy moet ons lewens gee om te dien. Nie om gedien te word nie, maar om ander te dien as 'n losprys vir baie. Wat is 'n losprys? Ek hoop nie julle weet nie. 'n Losprys is wanneer iemand iets het wat ons baie graag wil hê. Of 'n ander persoon. Iets wat kosbaar is. En al ons daardie persoon se vryheid kan bewerkstellig is om wat te doen. Vat my. Gee my in jou plek. Ek sal dit wat ek kan wen in hierdie wêreld, sal ek prys gee, sodat Divan en La Rochelle en Marlo die ewige lewe kan hê. Dis 'n losprys. Johannes 14 vers 13. Nog 'n getuienis wat dit beteken om die geloof van Jesus te hê. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Jesus se missie was om sy Vader te verheerlik. Johannes 17 vers 4. Ek het U verheerlik op die aarde, die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring.
Wie dink julle is hierdie groep mense? Wie is hulle? Weet julle? Net voor Jesus se koms. Wie is hierdie mense volgens profesie? Wie is hulle? Maar wie is hulle? Is julle 'n naam? Is dit Popeye en Eve? Wat is Popeye se vrou se naam? Eve, is Eve, né? Wie is hulle? Moenie skaam wees om te sê wie is dit. Dis die 7de dag Adventiste. Ek weet nie van julle nie, maar ek het so 'n sertifikaat in my leer wat my klassifiseer as een. Wat my 'n identiteit gee. Dis ons. Dis ons. Ons is oortuig, as ek reg is, van ons hele gesprek vandag, dat Jesus kom gou weer. Nou, sê die Here, Jesus in sy eerste koms was 'n openbaring van wie ek is. Net voordat ek kom, gaan daar 'n groep mense wees, wat 'n openbaring gaan wees van wie ek werklik is. Sjoe, Here. Makliker gesê is gedaan. Makliker gesê is gedaan. En dan kom daar 'n saligspreking. Die sonde toestand het vereis dat daar meer as net een blessing is. Meer as net die blessing op die huwelik en op die Sabbat. Vandag gaan ander predikers met my verskil en hulle gaan sê, blessings is wanneer die Here die hemel leeg maak. En ons so seën, dat ons nie die Ferraris in ons driveway kan tel nie. Dis wanneer die Here ons seën. En ek het 'n stem in die hemel in my oor sê, skryf. Skryf. Hierdie is belangrik. Die Here wil hê, julle moet dit weet in 2024. Hierdie moes opgeteken geword het as 'n rekord. Skryf. Salig, geseënd is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Wow. Skielik is die dood ook 'n blessing. En ek wil vir julle sê, dat wanneer ons deel vorm van die groepering, wat die gebooie van God wil bewaar, en die geloof van Jesus wil bewaar, is ons in die spervuur van die duiwel. En al wat hy wil hê, is om ons uit te wis. Om ons te kanselleer. Om 'n einde te maak aan dit, oorween tot wie ons invloed het. So ek is nie hier as 'n prosperity gospel preacher vandag nie. Ek gaan vir julle sê, dat wanneer ons gaan vashou aan Jesus, gaan die treine kom. Die uitdagings gaan kom. Die slaggate, die landmyne gaan daar wees. Maar die Here sê, moenie worry nie. Moenie laat dit jou bekommer nie. Salig is van nou af, en skryf dit neer. Dis 'n belofte van die Here. Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees. Sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Wat se arbeid en werke? Die werke en die arbeid van die bewaring van die gebooie en die geloof van Jesus. Die Here sê, dit gaan nie ons gesien verby nie. Dit gaan 'n seëning word, glo my. Om Daniël, wat sal daai seëning wees? Daai seëning gaan wees eden herstel. Wanneer daar weer 2 seëninge gaan heers. Ons en ons geliefdes. En ons en ons God. Verenig in 'n wêreld
sonder dood, sonder 'n boom van goed en kwaad, sonder 'n stem van die vyand, sonder afsondering, sonder uitbuiting en sonder vertrapping. So vandag is ek hier om u te bemoedig, te sê, die Here kom gou. Die Here kom gou. Maar daar's 'n roeping op u geplaas deur daardie Here. En hy sê dit gaan leidsaamheid vat. En die leidsaamheid het die uitwerking dat in 'n donker wêreld waar moord, diefstal, hebsug, alle onreine en ongoddelike dinge heers, julle gaan staan en my gebooie gaan bewaar. En dieselfde geloof wat Jesus gehad het, julle gaan diensknegte wees van die wat julle haat. Maar byt vas. Dit gaan moeilik voel. Maar daar's 'n seëning. Daardie werk en arbeid volg julle. En as ek weer kom, gee ek julle die kroon van beloning. En vir ewig sal julle in my teenwoordigheid wees. Gaan julle vasbyt. Moenie opgee nie. Want dis nou daai skiddingstyd. Dis nou daai tyd waar die skidding een of ander tyd moet gebeur. Byt vas. Staan vas. En glo God se beloftes. Daar's 'n seëning wat vir ons wag. Kom ons ry die oor. Liewe Heer, dankie vir die liefde en die genade. Liewe Heer, hierdie wêreld is nie ons tuiste nie. Dit wil so voorkom, want die sorge van hierdie lewe kan soms so erg raak, dat ons oor niks anderste kan dink of op niks anderste kan fokus nie. Liewe Heer, maar help ons om te besef, dat dit alles die manier van die duiwel is, om ons fokus van U af weg te neem. Help ons om doelgerig gefokus te bly op U. Geef vir ons daardie liefde vir siele soos wat U het. Liewe Heer, help ons om te staan, nie in ons eie vermoë nie, maar die leidsaamheid wat U in ons bewerkstellig het, dat ons kan staan en U gebooie kan bewaar in 'n wêreld waar dit by die venster uitgegooi word. En as hier iemand hier is vandag, wat deur 'n moeilike stryd gaan, iemand wat as gevolg van hulle geloof en hulle oortuiging in U en die koninkryk dalk verwerp word, vertrap word, afgesonder word en uitgegooi word. Mense wat alleen is as gevolg van dit. Mag hulle vandag net opnuut besef, dat hierdie is alles van korte duur. En dat die beloning wat U vir ons reeds daar geplaas het, baie swaarder opweeg, as hierdie verdrukking en verwerping wat ons hierdie kant van die wederkoms ervaar. Help hierdie geliefdes om vas te staan. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan nou saam sing van lied 80. En dan net so terloops, hier lê iemand se foon hier voor. Nie vergeet nie, maar ek weet nie wie se dit is nie. Okay. My die ou tye, weer nooit gesien, van Jesus en sy liefde en
wonder wat ondies. Maak ook wel eenvoudig, soos vir 'n kindjie klein. Want ek is swak en ondag, oos onrein. Bring my die ou tye, bring my die ou tye, bring my die ou tye, van lewe deur sy bloed. Pleister die tyding saggies, dit sterk my bang gemoed. Want ek is daardie sondaar, vir wie die moes voed. My die ouding dikwels, as hy vir my wil wees, tot troos en ryke seë, en moeilikheid en vrede. Bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, van lewe deur sy bloed. Bring my die ou tyding, so dikwels hy verneem, dat ydel aardse vreugde my van my God vervreem. En as die dood sy nader, en hy by my moet staan, vertel my hoe verlost is, en Jesus sal ontwaan. Bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, van lewe deur sy bloed. Liewe Heer, ons wil U vra dat U ons weer daardie ou tyding sal bring van lewe deur sy bloed. Help ons om te verstaan dat die weë wat ons wandel in hierdie lewe is die weë waar U op ons geplaas het, en dit is verligte weë. Help ons dat die pad wat ons wandel 'n pad sal wees wat verlig is vir diegene wat om ons is. Versterk hierdie geliefdes, versterk ons. Staan ons ongeloof by, liewe Heer. Werk saam met ons aan ons ongeloof, sodat ons genoeg vertroue in U het, sodat niks ons geloof in U kan laat wankel nie. Dankie dat U ons lief het. Dankie dat ons weet daar is 'n seëning wat vir ons lê en wag. En dit is om in 'n sondevrye wêreld saam met U en ons geliefdes te wandel. Ons sien uit na daardie dag. Help ons dat soveel as moontlik van ons daar sal wees. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen.